Goeiedag, liewe maatjies. Hier volg oupa Karel se voorlesings uit ons eie kleuterbybel om die goeie nuus van Jesus aan julle te vertel. Lekker luister. Verhaal nommer 55, Jona en die wonderboom. Nineve is 'n groot stad. Daar woon baie mense. Hulle doen lelike en verkeerde dinge. Op 'n dag roep God vir Jona. Hy sê, gaan na Nineve toe. Sê vir die mense, hulle moet ophou om sonde te doen, anders gaan ek hulle straf. Die eerste keer wou Jona nie gaan nie, maar toe stuur God vir hom die tweede keer. Toe maak Jona soos God gesê het, en die mense luister na hom. Hulle wil vir God wys hoe jammer hulle is. Hulle eet niks en hulle drink niks. Hulle bid net heeldag dat God hulle moet vergewe. God hoor hulle, hy sien hulle is regtig jammer. En hy sê, ek sal hulle nie meer straf nie. Hieroor is Jona sommer baie kwaad. Hy hou niks van die mense van Nineve nie. Hy wil nie God moet hulle straf. Hy vergeet, hy doen ook verkeerde dinge. Hy gaan sit buite kan die stad. Hy wil kyk wat met die mense gaan gebeur. Dit is baie warm. Die son brand. Maar toe laat God 'n wonderboom opkom. Die boom groei baie vinnig. Nou kan Jona tog in die koelte van die boom sit. Jona is baie bly oor die wonderboom. Maar vroeg die volgende môre stuur God 'n wurm. Die wurm vreet die wortels van die wonderboom af en die blare verlep. Hulle val af, die boom gaan dood. En toe kom die son op. Nou kan Jona nie meer in die koelte van die boom sit nie. God stuur ook 'n warm wind en Jona kry vreeslik warm. So warm dat hy sê, waarom is die boom dan dood? Ek wens ek was ook liewer dood. Maar toe sê God, Jona, jy is jammer oor die boom. Jy het dit nie eers laat groei nie. Mag ek dan nie ook jammer wees vir die mense van Nineve nie? Dink net aan al die mans, vrouens en kinders en al die baie diere. God het die mense van Nineve vergewe. Hy het hulle lief gehad. Hierdie kry ons in Jona hoofstuk 4. Here, ek doen ook lelike en verkeerde dinge. Ek is jammer daaroor. Vergewe my asseblief. Totsiens, liewe kinders. Kom luister gerus gou weer na die volgende verhaal. Onthou altyd, Jesus het jou baie lief.